Goeiedag luisteraars. Vandag deel ek graag met julle hoe om in te beweeg in God se teenwoordigheid. As jy God erken in alles wat jy doen, dan sal jy hom in die allerheiligste ontmoet en jy sal hemelse wysheid en gesag op aarde ervaar. Abba Vader, ons kom na U. Ons kom voor U vandag in 'n diepe afhanklikheid. Abba, ons het U so nodig in elke area van ons lewens. Heilige Gees, U is so welkom. Ek vra dat U elkeen op 'n nuwe wyse sal aanraak vandag, dat ons elkeen 'n ontmoeting met U sal hê en U teenwoordigheid sal ervaar. Here, leer ons om die vlees neer te lê wat nie van U is nie. Leer ons om in ons sielsdimensie te smaak en te sien dat die Here goed is. Dat ons by die toonbrode kan smaak wat dit is om vol van die lewende brood te kan wees. Heilige Gees, wil U elke hart aanraak, geestesoë en ore oopmaak vir 'n aanraking van U. Heilige Gees, ek onderwerp my aan U, salf my mond om U woord uit te dra en dankie dat die woord nooit leeg sal terugkeer na U nie. Heilige Gees, deurweek elkeen van ons met U salwing, deurweek ons met wie U is. In Jesus naam, amen. Nou vandag deel ek met jou oor 'n inbeweeg in God se teenwoordigheid. Verlede week het ek met julle gedeel oor hoe ek dit regkry om stil te wees in sy teenwoordigheid. En vandag gaan ek met jou deel hoe om in te beweeg in God se teenwoordigheid. Soms is dit werklik nodig om geestelik uit te asem voor die Here en dan sy genade letterlik in te asem. Chase His grace. Wat beteken dit? To be saturated in who He is. To be saturated in His oil. As die Heilige Gees jou oortuig van sekere sondes in jou lewe, bely dit onmiddellik voor die Here en so asem jy dit uit en aanvaar jy God se genade in die geloof, as ook sy totale verlossing daarvan. Vat jou vergifnis en so geestelik asem jy in. Herinner jouself daaraan dat jy in die direkte teenwoordigheid van die lewende God self is. Hy woon immers in jou lewe deur sy Gees, om jou te help stil word en te help om dit te beleef van die presence van die Here hier by jou, is die tabernakel van God. In Exodus 25, 26, 27 en 30 en in Hebreërs 9 kan jy lees daarvan. Hebreërs 8 vers 5 sê vir ons, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. 'n afbeelding en 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Ons kan die tabernakel gebruik as 'n prentjie van hoe om in te beweeg in die hemelse heiligdom. Met ander woorde, in die direkte teenwoordigheid van God. Die tabernakel was 'n woonplek vir sy teenwoordigheid en heerlikheid met wit linne wat die voorhof omring het. Nou kom ons by die buitekant van die tabernakel. Stap in jou imagination. Ons moet onthou, God het baie gemaak van jou imagination. As ons kyk in the Passion Translation, Isaiah 26:3, perfect, absolute peace surrounds those whose imaginations are consumed with you. Stap al langs die 6 voet hoë spierwitmure van die tabernakel af.
Dis net hoog genoeg sodat die meeste van ons nie kan sien wat binne is nie. Dit is wit en laat ons dink oor God se heiligheid en dat nie sommer enigeen net kan instap by hom nie. As jy begin bid, begin jy jou geestelik ondersoek in die lig van die rein wit gordyn. Dan kom ons by die ingang. Daar is net een ingang na die tabernakel toe en dit is aan die ooste kant, daar waar die son opkom. Dit help ons om te verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, hy is die deur of die enigste weg na die Vader. In Psalm 84:12 word God ons son genoem en in Johannes 1 word Jesus as die lig van die wêreld beskryf. Hy is die son wat opgekom het in 'n donker wêreld. Die materiaal deur van blou, rooi en pers laat ons die volgende waarhede sien. In Eksodus 27 vers 16, gordyne met veelkleurige afskortings van 10 meter van blou, pers en bloedrooi wolstof, goed geweefde linne. En ons kyk wat verwys die blou na, dat God deur Jesus uit die hemel sy hand na ons uitgesteek het, en dat Christus as die hemelse een die lewende profetiese woord is. Die wit verteenwoordig die regverdigheid van Jesus Christus. Die rooi verteenwoordig die bloed van Jesus moes vloei sodat ons met vrymoedigheid kan ingaan in die heilige God se teenwoordigheid. Die versoeningsoffer aan die kruis, sy bloed. Nou die pers wys na adellikheid en koningskap, die koning van alle konings. Johannes 1:4 sê vir ons, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Jesus is die lewe wat ons siel verlig, soos die heerlikheid van die allerheiligste skyn. Deur Jesus se werke te erken, kom jy nader aan Vader God. God hoor jou nie net outomaties nie, jy aanbid hom deur Jesus. Dan kom ons by die bronsaltaar. By die bronsaltaar word jy geheilig in vuur. Hier gryp jy na God se wil. Op die altaar was offers geslag en verbrand, wat ons herinner aan die kruis waaraan die lam vir ons sondes moes versoening doen. Al ons ongeregtigheid het op hom neergekom. 'n Goudsmid se doel is om onsuiverhede so swart teerpartikels na die oppervlak te bring. Dan haal hy die goud uit die vuur, skraap die onsuiverhede af en sit dit terug in die vuur. Hy herhaal die proses totdat hy die kern van die goudklont binne gedring het, sodat die goud kan skitter, dat die waarde kan toeneem. Jy is nooit alleen nie. Die bronsaltaar brand weg in jou die dief, die jaloerse, die welis ensovoorts. Gaan jy deur die louteringsproses, dan verloop alles volgens God se plan. Dan kom ons by die koper waskom. Elkeen wat dit waag in die teenwoordigheid van die Here moet skoon gewas wees. Onthou, jy is gered in die voorhof, maar hy roep jou dieper. Eksodus 30:20. As hulle in die tent van samekoms gaan, moes hulle al met water was, sodat hulle nie sterwe nie. Of as hulle naby die altaar kom om te dien deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. As jy deur die voorhof kom, dan kry ons weer die bronswaskom. Jy is deur die poort wat Jesus se 4 werke verteenwoordig. Nou wat is daar die 4 werke van Jesus? 1 is sy geregtigheid, 2 is sy goddelikheid, 3 is sy koningskap en 4 is 'n bloedoffer. Hier kom jy voor die waskom waar jy die weerspieëling van Christus gaan word. Die plek van heiligmaking waar die woord van God jou reinig. Efesiërs 5:26, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Deur die woord raak jy van jou ou sondige identiteit ontslae. Romeine 8:5,
Want dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Daarom moet jy jou was. Hier het die bloed en die water gemeng. Hier is jy onder die krag van Jesus se sywond, waaruit jy as bruid en kind van God weergebore is. Ons heiligmaking by die bronswaskom is die werk van die Heilige Gees. Dan kom ons by die tent. Die tent is onaantreklik van buite. Gewone bruin vel aan die buitekant wat beskerm teen wind en weer. Net soos baie mense bloot vasgekyk het teen die gewoon menswees van Jesus en nie raak gesien het wie hy werklik is nie. Onder hierdie vel was daar rooi gekleurde ramsvelle wat ons herinner aan die bloedoffer van Jesus. En onder dit was die bokhaar wat ons herinner aan die sondebok van ouds. Onder dit was daar aan dan blou, rooi en pers materiaal met prente van serafs daarop. Dan kom ons by die heilige plek of die heiligdom. Hier word ons voorberei om in te gaan, gewas, geklee, gesalf en geheilig. Onthou, jy kan net deur Jesus se voltooide werke deur die poort tot in die voorhof gaan. Hy het die weg geword waardeur jy jou ware weerspieëling in die bronswaskom kan sien en jou wil op die bronsaltaar kan offer. By die deur van die tabernakel is jy op die punt van 'n dieper verhouding, vanweë jou nuwe salwing wat hy oor jou lewe uitgegiet het. Steeds hier nader jy die Vader deur Jesus. Die deur het dieselfde 4 kleure as die poort, wit, blou, pers en bloedrooi. 1 Korintiërs 1:29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Die geweefde wit linne verwys na die Here wat jou geregtigheid geword het. Sy geregtigheid kan nou in jou gesien word. Die blou, die kleur van die hemel, verwys na 'n profetiese woord. Pers, die kleur van koningskap. Jy word as koningskind gesien en uitgeken. Die bloedrooi, getuig van Jesus se offerbloed wat gestort is, sodat jy gered kan word en in 'n dieper verhouding met hom kan staan. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. 1 Petrus 2:9. Jy is geroep na die wonderbare lig, nie dat jy moet sit en staar of bang wees om terug te hardloop na die voorhof nie. Daar aan die ander kant is daar vir jou 'n goddelike doel en genade om aan elke behoefte te voldoen. Binne in die heilige is daar 3 voorwerpe. Regs staan die tafel oorgetrek met goud met 12 toonbrode daarop. Dink aan die pad wat die koring moes loop om hier te kan lê as brood. Eers moet die saad gesaai word, sterf en dan eers kan dit vrug dra. Dan word dit geoes, fyn gemaal, deur klipharde klippe tot meel. Dan gemeng met water en olie geknie, dan in hitte gebak tot brode. Jesus het homself die brood van die lewe genoem. Die wat van hom eet, sal nooit weer honger kry nie. Dat die koring ook die pad is wat die Here met ons loop. Daar sterf jy, bereid om gemaal te word deur die lewe, bereid om gemeng te word met die water en die lewe, die woord en die olie van die Gees, geknie word deur die Gees van God en gebak word deur die hitte van vervolging en beproewing. Daar kan ons weer vir mense in ons lewe die brood van die lewe aanbied. Links staan die goue kandelaar of die menorah
met sy 7 kleiner kandelare, met hulle pitte en die oliebak in die middel, wat die 7 kandelare voed met olie. Hierdie kandelaar brand dag en nag. Dit is hier waar die Heilige Gees die wedergeboorte in ons lewens bewerk het en ons nuwe harte gegee het met 5 nuwe sintuie, nuwe oë, ore, verstand, emosies en wil, sodat die lig van Jesus die donkerte in ons lewens kan verdryf. Ons word opnuut gevul en aan die brand gehou deur die olie van die Gees. Alleen deur sy krag en werking in ons lewens kan ons getuies word, 'n lig word in hierdie wêreld. Handelinge 1:8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is noodsaaklik dat jy met die Heilige Gees vervul sal word, soos die disippels op die dag van Pinksterfees. Sonder daardie vervulling sal daar geen bonatuurlike uitspraak vanuit die hemel in jou gebedslewe gemaak word nie. Bid gereeld dat jy vervul en hervul sal word met die Heilige Gees. Dan kom ons by die laaste voorwerp in die heilige is die wierookaltaar. Die wierookaltaar het reg voor die deurgang na die allerheiligste gestaan. In Eksodus 30 vers 6 tot 8 kan ons dit lees. Wierook is daarop gebrand met lofprysing en aanbidding. 'n tyd in ons stil wees in die Here se teenwoordigheid, wat ons in lof en aanbidding voor God kan oorgaan. Hier weet jy, vat jy grondgebied van die vyand af. Hier maak jy die verklaringe van God se woord en hier sien jy die lampstaander se lig, dat wat jy vra waar word. Die reukaltaar was in die middel geplaas van die heiligdom, in die hart van die heiligdom reg oor die goue ark op die mercy seat. Hier kom ons terug in die hart van aanbidding. Die toestand van ons hart staan soms in die pad van ons intieme verhouding met God. Die vuur op die goue altaar moes nooit doodgaan nie. Die goue altaar was 3 voet hoog, ooreenstemmend met die verbondsark. Dit beteken jy het op 'n vlak gekom wat ooreenstemmend is met God se wil. Dan kom ons by die allerheiligste, Eksodus 25:16 en Eksodus 20 tot 22. Die priesters kon in die eerste deel ingaan, maar in die allerheiligste net die hoëpriester eenmaal per jaar en nie sonder bloed, want hy offer vir homself en vir die volk se sondes onwetend. Met Jesus se dood het die voorhangsel van blou, rooi en pers materiaal van bo tot onder middeldeur geskeur. Hier staan die ark van die verbond, oorgetrek met goud. Binne-in is die 2 kliptablette waarop die 10 gebooie staan, wat God se wil verteenwoordig vir elkeen van sy kinders. In die ark lê ook die staf van Aaron wat bloeisels gedra het, as 'n aanduiding wie die mense is wat God uitgekies en gesalf het met sy goddelike salwing. Hier is ook 'n pot met manna wat getuig van God se bonatuurlike versorging. Daar in die direkte teenwoordigheid van God, waar ons deur hom gevoed word met bonatuurlike voedsel. Die verbondsark verteenwoordig die mens se hart, die diepste, mees intieme deel van wie jy is. En dit is die plek waar God se heerlikheid in jou kan woon en rondom jou verander alles in sy ligteenwoordigheid, in sy ligheerlikheid. Die deksel van hierdie ark word die genadetroon van God genoem. Ook die versoendeksel waar God self tussen die 2 goue gerubs sit, wat boop met hulle gesigte na mekaar en met hulle vlerke uitgesprei sit. Daar ontmoet ons die lewende God self, van aangesig tot aangesig.
Die afstand tussen die gerubs op die genadesitplek stem ooreen met die grootte van die bors se borsholte. Jy besef dat Jesus werklik die koning van jou hart moet wees. Wil jy hom nie maar opnuut nooi om op die troon van jou hart te kom sit nie. Ons moet begin verstaan, ons is die tempel draagbaar, want hy sal jou dra, soos jy sy teenwoordigheid dra, want hy wil deur jou skyn. So hoe belangrik ag jy jou hart as God se verbondsark? Waarvan is jou hart vol? Wat kom uit jou hart uit? Kan God se heerlikheid op jou hart rus? Skyn sy Shekinah glory daarop? Hoeveel maak dit werklik aan jou saak dat God se lig uit jou moet skyn? En wat kom uit jou mond uit? Jy raak nie net aan God se heerlikheid nie, jy moet dit dra. Daar moet jy in verwagting hê dat die Here gaan opdaag. En soos jy nou jou communion gebruik, jou broodjie en jou sap, moet jy weet, jy staan met die onsigbare prys vir jou in jou hande. Maar as jy in geloof daarna kyk, sal sy liggaam en sy bloed sigbaar raak in jou liggaam se genesing en hernuwing. Dankie Here dat U ons so liefhet. Amen.